Goeiedag, vandag bespreek ons Afrikaanse huistaal jaar 4 vir die Junie eksamen wat julle op 5 Junie skryf. As ons kyk na die uitleg van die vraestel, is dit afdeling A wat 'n begripstoets is. Jy lees die artikel en beantwoord al die vrae op jou eksamen vraestel. Afdeling B is taal in konteks. As ons kyk na leestekens, verduidelik ons die leestekens wat jy al meer as een keer geleer het. So jy kry hoofletters, sinne, name van mense en plekke, dae van die week, maande van die jaar begin met hoofletters, byvoorbeeld Stefan, Maart en Kaapstad. 'n punt kom altyd aan die einde van 'n sin. 'n komma verwys na 'n sin wat menigte goedjies lys, byvoorbeeld sakkies speel, rugby, golf en sokker. 'n hakkie word gebruik om bykomende inligting aan te dui, byvoorbeeld dit is 'n spook of so het ek gedink. 'n vraagteken baie belangrik, begin altyd met 'n vraagwoord en dit sal eindig met 'n vraagteken. 'n uitroepteken is 'n harde of skielike geluid, soos byvoorbeeld hatjo of eina, hy het my seer gemaak. 'n kommapunt word gebruik tussen twee volsinne in plek van en, byvoorbeeld hy swem in die somer, kommapunt, hy speel rugby in die winter. 'n dubbelpunt word voor 'n reeks items geplaas, byvoorbeeld jy het die volgende nodig: papier, potlood en pen. 'n aandagstreep is rigtingaanwysers. Ons ken hom almal baie goed, is Suid-Afrika en dan het ons Pretoria Oos. Tyd is 7 uur en dan 'n verdubbeling is byvoorbeeld sukkel, gou, net nou of nou. Ellipsteken of stippellyn, lang pauses, onderbreking of woorde weglaat, byvoorbeeld word vervolg, en dan 'n aanhalingstekens word gebruik vir die direkte woorde van 'n spreker, byvoorbeeld ma sê, dubbelpunt, hou so aan of hou op. Dan het ons verkleinings. As ons kyk na verkleinings se verduidelikings, dan kry ons die basiese proses. As ons kyk om 'n woord te verklein, is om 'n gewone TJI klank agterna te sit, wat die chi klank gee, tafel, kie, stoel, kie. Woorde wat reeds eindig of op 'n D of op 'n T, sal slegs 'n J klank bykry, so dit sal wees koevert J, hand J, sand J. Woorde wat eindig op 'n M, sal 'n P klank bykry, soos oom word oompie, boom word boompie. Dan as ons verder kyk na reëls om woorde na verkleinings te verander, as jy 'n kort woord het wat 'n vokaal in die middel het, soos son, blom en bal, is die reël, dui die reël op, jy maal die laaste letter, jy sit nog een by, jy sit 'n E en dan kom jou chi klank. So son word sonnetjie, blom word blommetjie en bal word balletjie. Dan is ons by woorde wat eindig met 'n NG, wat baie skaars woorde is, wat nie graag gebruik word nie. Koning, koningin, jy minus die G, jy vat die G weg en jy sit 'n kie klank by, so dis koningkie, koninginkie. Spesiale gevalle, as jy kyk na die woord kat, wat eintlik val onder 'n kort woord met 'n vokaal in die middel, wat jy moet maal, 'n E by sit en dan 'n G, sal kat eintlik val onder die reël van 'n woord wat eindig met 'n D of 'n T, en hy sal net 'n J klank by kry, want geen mens praat van kattetjie nie. Op jou volgende bladsy van jou leerpapier kry ons meervoude. As ons na die normale proses kyk, hoe om woorde na meervoude toe te vat, sal jy sien, die gewone proses is slegs om 'n E of 'n S agterna te sit, byvoorbeeld stoel is stoele, tafel is tafels. Dan kry ons nog 'n reël, 'n kort woord wat 'n vokaal in die middel het, soos die woord son, bal, bom.
Die reël sê, jy verdubbel die laaste letter en dan sit jy jou E aan. Omrede die woord son 'n kort woord is met 'n vokaal in die middel, kan jy ook hoor dat dit nie 'n lang uitspreking is nie. Dan bly die kort klank by die meervoude ook, so die son, sonne, bal, balle, bom, bomme. As ons 'n woord het met 'n dubbel vokaal, dan bly die klank lank in sy enkelvoud en in sy meervoud. Byvoorbeeld boom, bome. Al het jy een van die vokale verminder en jou E bygesit, bly die oorspronklike lang klank by die meervoud ook. Soom, some, paal, pale. As ons dan kyk na ons leerpapier verder, kry ons antonieme. Antonieme, die A staan vir anders, so jy sal kyk na die teenoorgestelde betekenis van jou woorde. As jy nie mooi is nie, is jy lelik. As jy nie lank is nie, is jy kort. Goed, dan op bladsy 3 van jou leerpapier begin ons met trappe van vergelyking. As jy gaan kyk in jou boek, het ons notas gemaak oor dit, en as ek vinnig daardeur kan gaan met jou, jy is nou al mooi groot, so 'n baie klein manier is om te vra, of 'n eenvoudige manier is om dit te vra in 'n tabel soos hieronder, waar ek jou van nou af gaan vra oor die vergrotende trap, meaning die tweede vorm, of die oortreffende trap is jou derde kolom se vorm van die woord. As jy kyk na jou woord, dan jou tweede kolom is jou ER en jou laaste kolom is STE. Dit is die gewone, jou oorspronklike woord, mooier, mooiste. As jou woord reeds eindig op 'n R, dan kan jy nie praat van donker, donkerer, donkerste nie. Dan moet jy 'n D byvoeg. So jou agterkant sal dan wees DER. Woorde wat eindig op 'n E kan nie nog 'n ER by kry nie. So dan gebruik ons meer en mees in hulle kolomme. Dan woorde met dubbel vokale, soos byvoorbeeld val. Ons weet om 'n meervoud te maak, moet jy een van die vokale wegvat en 'n E aan die agterkant sit. In hierdie geval is dit 'n ER wat dan bygelas word. En dan jou laaste kolom gaan weer na jou oorspronklike vorm toe. 'n kort woord met 'n vokaal in die middel sal net soos by meervoude verdubbel die laaste letter en hy kry 'n E. In hierdie geval kry hy 'n ER. Jou laaste kolom gaan weer na jou oorspronklike woord toe met jou STE. Spesiale gevalle, en dit hoef jy nie te leer nie, want jy moet dit weet, is goed, beter, beste, en natuurlik dood, 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 want die een kan nie meer dood wees as die ander een nie. Dan kyk ons na bladsy 4 op jou leerpapier, handel oor voegwoorde. As ons kyk na ons notas oor voegwoorde, is die volgende belangrik. Voegwoorde se woordorde is uiters belangrik. Die sin moet sin maak. Jy kry 3 groepe van voegwoorde. Onthou, daar is altyd 'n komma voor elke voegwoord, behalwe en. Groep 1 van voegwoorde, die posisie van die sinne bly dieselfde. Byvoorbeeld, ons is moeg, punt. Dit is laat, punt, want. So, as jy hom kombineer met jou voegwoord, is dit ons is moeg, komma, want dit is laat. Geen posisie van die tweede sin verander nie. As jy kyk na groep nommer 2, is die werkwoord
kom direk na die voegwoord. So aardewerk is brospunt, dit kan maklik breek, en dan jou voegwoord is daarom, so as jy hom oorskryf, aardewerk is bros, onthou jou komma, jou voegwoord is daarom, en dan natuurlik jou reël sê, jou werkwoord kom direk na jou voegwoord, dan gaan daar opgeskommel word in jou tweede sin, en ons begin met ons werkwoord, breek dit maklik. Groep nommer 3, werkwoorde kom aan die einde van ons sin, byvoorbeeld aardewerk is bros, dit kan maklik breek, omdat, weer aardewerk is bros, onthou jou komma, jou voegwoord, dit kan maklik breek, dit maklik kan breek. Jou werkwoord kom aan die agterkant. Dan kyk na voegwoorde. In watter groepe kom hul voor? As jy kyk op jou leerpapier, verduidelik ek vir jou mooi watter voegwoorde kom in watter groepe. Dan is ons op bladsy 5, kry jy selfstandige naamwoorde, jy kry 7 tipe selfstandige naamwoorde, wat insluit 'n eie naam, is name van plekke of mense, byvoorbeeld Kaapstad en Elizabeth, en hulle word natuurlik in 'n hoofletter geskryf. Soortname is jou basiese goed, diere en voorwerpe, dis goed wat self kan staan en waaraan jy kan vat, 'n tafel, roomhuis, 'n skootrekenaar, 'n telefoon. 'n Versamelnaam is woorde wat groepe soortname, soos diere, voorwerpe of mense aandui, byvoorbeeld 'n skool visse, 'n tros druiwe of 'n koor mense. Maatnaamwoorde is woorde wat spesifieke hoeveelhede aandui, byvoorbeeld 'n koppie meel, 'n glas water. Abstrakte selfstandige naamwoorde is woorde wat dinge beskryf wat ons nie met 'n blote oog kan sien nie. Byvoorbeeld liefde en haat. Massa naamwoorde, woorde wat massa aandui en nie getel kan word nie. Byvoorbeeld suikerkorrels of moddersuintjies wat saamgegooi word. Ons gaan nie elke liewe moddersuintjie gaan tel nie. Dan jou laaste een is stofname, is name van elemente, byvoorbeeld goud en yster. Dan is ons by direkte en indirekte rede. As ons kyk na ons notas, ons is amper klaar, dan staan daar, direkte rede het altyd aanhalingstekens en dit verwys uit die spreker se mond wie dit kom. Ek is honger. As jy dieselfde sin moet oorskryf in indirekte rede is wanneer iemand anders jou woorde herhaal, sal dit wees, hy sê dat hy honger is. Jou tyd val altyd aan die agterkant van die sin, en onthou as dit sê is dit dat, en as dit vra is dit of. En dan, laaste, bladsy 6, het ons gedigte, gaan kyk asseblief mooi na die terms van gedigte. Onthou, 'n titel is die naam van die gedig, 'n digter is die skrywer van die gedig. Versreëls is die lyntjies in 'n gedig wat onder mekaar geskryf word. Figuurlike betekenis beteken nie letterlik nie wanneer dit verbeel of verskryf word, en jou letterlike betekenis wanneer dit presies bedoel wat dit sê. Ek skop die emmer letterlik. 'n Vergelyking wanneer twee aparte dinge met mekaar vergelyk word omdat hulle 'n ooreenkoms toon. Woorde wat gebruik word soos, as of net, soos, nes, as, byvoorbeeld jy is soos die son. 'n Metafoor is wanneer die digter nie twee sake met mekaar vergelyk, soos in 'n vergelyking nie, maar die beeld direk gebruik, jy is die son. Personifikasie is wanneer 'n menslike eienskap aan dooie voorwerpe gegee word, byvoorbeeld die boom glimlag elke oggend vir my, want 'n boom kan nie glimlag nie. Alliterasie is wanneer dieselfde konsonante kort na mekaar
in dieselfde versreël gebruik word. Byvoorbeeld, trek, teen sy, Tracy, treur. 'n T is jou konsonant. Assonansie, dis wanneer dieselfde vokaalklanke kort na mekaar gebruik word. Byvoorbeeld, aandag, aan, die aand, se. Al die A's is jou vokale. Rym, dit verwys na die laaste woord in die versreël wat met mekaar wat dieselfde klink. Byvoorbeeld, myl, pyl, seil. Rymskema is hoe die rym plaasvind. Byvoorbeeld, kruisrym is A, B, A, B. Paarrym is A, A, B, B. Omarmde rym is A, B, B, A. En dan, onomatopee, die gebruik van woorde wat klanke beskryf, byvoorbeeld die zoom zoom van baie, of die muis se naal skirts op die vloer. Dan het ek vir jou 'n voorbeeldjie gegee van 'n gedig uit Veer, gaan lees hom gerus en kyk na jou aantekeninge. Dan is ons by 'n opsomming, jy doen 'n opsomming nou van kwartaal 1 af, gaan kyk weer deur jou skrif, deur die belangrike wenke van 'n opsomming. Onthou slegs 7 reëls, jy moet 'n reël oopplaat tussen elke sin. Elke sin moet met 'n hoofletter begin en taalfoute word gepenaliseer. En dan is ons by jou lekkerste onderwerp vir hierdie kwartaal, is 'n CV of 'n curriculum vitae. Onthou dit beteken 'n padkaart van jou lewe. In hierdie geval gaan kyk deur jou CV of die CV wat gegee is in die klas en met jou bespreek is, en gaan kyk of jy jou inligting onder elke onderwerp of afdeling kan invul om te verstaan waar alles moet wees. En dan laastens, lekker leer, jy is amper op vakansie en baie sterk.